Ons het getroue kerkmense geword, ons gaan bid en ons gaan sing en ons gaan preek en ons gaan huis toe gaan en volgende Sondag I'll be back. Maar die Bybel sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Met ander woorde, God is vanmôre in hierdie plek. Met ander woorde, whoever in charge is, moet luister wat die Gees van God vir hom sê om te doen. Jesus sê in Johannes 14, hy sê, die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar uit die Vader wat binne in my is. Die werke wat ek doen ek nie self nie, maar hy wat binne in my is. Jesus net voordat hy vir die disippels groet, toe sê hy, toe bid hy, toe sê hy, Vader, die werk wat u vir my gegee het om te doen, het ek gedoen. Jy sien, alles wat Jesus gedoen het die Vader vir hom gesê om te doen. En as die Vader vir jou iets sê om te doen, dan doen ons dit. Ek het vrymoedigheid vanmôre dat ons vir jou kom bid. Want die Vader, die Gees van God wat in my is, het vir my gesê om dit te doen. En as God vir my iets sê om te doen, sal hy mos antwoord. Amen. Prys die Here. Ek het 'n harde woord vir jou vanmôre, kerk. Ek wil hê dat jy aandagtig sal luister. Heel gou uit. Bly vir ons vriende wat vir ons kom kyk dit vanmôre, daar van die gym se kant af, bly julle is hier so nog mense van die gym af, Bianca, Janka en Zianika, né? Bly dat julle vanmôre saam met ons in die huis van die Here is. Ek praat vanmôre met u oor die boek Openbaring. Dit is my een van die mooiste boeke wat seker geskryf is in die Bybel. En vir my, baie mense dink dit is baie erg, baie rof. Vir my is dit liefde. Want God waarsku ons in liefde. En dit is so dat ons as mens nie daarvan hou om gereprimand te word nie. Daar ruk ons hare op in 'n bolla en ons is kwaad en ek wil nie meer kerk toe gaan nie, want die pastoor raas met my. Openbaring gaan oor liefde. En ek wil hê dat jy vanmôre, kind van God, dat jy sal luister wat die Gees van die Here vir u sê. Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het. Is 'n openbaring wat in God se hart was, wat hy aan Jesus bekend gemaak het. Duidelik nou net vir julle gesê, Jesus sê, die woorde wat u my gegee het, het ek vir hulle gegee. Wat God aan hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Het jy al gehoor, mense hulle sien waarsêers en hulle sien die sterre voorspel en lees al hierdie dinge, want mense wil weet wat gaan gebeur. Ons is nuuskierige goed, ons wil weet wat môre gaan gebeur. En die Here weet ook, hy ken ons nuuskierigheid, en daarom het hy dit in 'n boek laat opskrywe, sodat ons dit kan lees, sodat ons weet wat gaan môre gebeur. Wat hy deur die sending van sy engel en aan sy diensknegte Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Johannes 18:18, dit is ek wat van myself getuig, die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Hoor wat sê vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. U is gebless vanmôre omdat jy hierdie woorde hoor.
Jy is gebless vanmôre omdat jy die woorde van hierdie profesie lees op die aantekening wat ek jou gegee het. Met ander woorde, u wat vanmôre in hierdie plek is gebless vir dit wat jy lees en dit wat jy hoor. En dit bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Ek luister na Jimmy Swaggart wat 20 jaar terug sê dat die koms van die Here is voor die deur. Ons oupas het dit gesê, ons oumas het gesê, Jesus kom. En ons is gewaarsku van kleins af, ons moet reg lewe, Jesus kom. En nou sê die woord van die Here, en hierdie brief is seker 2000 jaar gelede geskryf, want die woord is naby. Die koms, die tyd is naby. Die woord Openbaring is afkomstig van die Griekse woord apocalyps, wat reveal of unveil of uncover beteken. Die boek Openbaring gaan dus oor dit wat verborge was. Die toekoms, dit wat gaan gebeur, is vir u en vir my verborge. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ja, ons glo Jesus kom, ons glo nie wegraping, ons glo daar gaan oorlog kom en ons glo al hierdie dinge wat ons van hoor en op die televisie sien, maar ons ken nie die toekoms nie. Die boek Openbaring gaan dus oor dit wat verborge was, wat nou gereveal word. En kind van die Here, ek wil hê dat jy dit vanmôre sal onthou. God openbaar deur sy engel en deur Jesus Christus gee hy die openbaring dat hy gaan 'n revelation doen, hy gaan reveal wat in die toekoms gaan gebeur. 'n Openbaring van Jesus Christus wat hy van God ontvang het en aan die mensdom van dit wat kom. Met ander woorde, Christus se openbaring is oor die toekoms, toekomstige dinge. Om die mensdom voor te berei en te waarsku. Ek het vanmôre vir jou 'n baie sterk waarskuwing, broer en suster. Openbaring is nie geskryf vir die sondaar nie. Die eerste 5 hoofstukke nie anyway. Openbaring 1 tot 5 is geskryf vir kinders van God. Kerkmense. Ek gaan nou vir jou sê hoekom. Die oorsprong van hierdie openbaring was in die gedagte van God gewees reeds voor die grondlegging van die wêreld. Onthou julle Jesus sê, God sê vir Moses, wie sal ek sê het my gestuur? Hy sê vir hulle, die ek is wat ek is, het jou gestuur. Wat beteken ek is? Van die ewige verlede, so ver as jy kan in die rigting gaan, tot in oneindigheid, tot in oneindigheid, die kant is God. Hy is nie die bejaarde wat baie mense dink hy is nie. God is, hy exist van ewigheid tot ewigheid. Hy word nie moeg nie, hy word nie mat nie. By hom is daar geen skaduwee van omkeer nie. Hy is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. En hy gee openbaring omdat hy die toekoms ken, gee hy vir Christus Jesus 'n openbaring en hy sê, gee dit aan my diensknegte sodat hulle gewaarsku sal word dat daar gaan sekere dinge in hierdie lewe gebeur. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte, sy kinders, sy gemeente, sy bruid te openbaar wat gou moet gebeur. Nou daai gou beteken op 'n bepaalde uur wat God bepaal het. Nou wil ek hê dat jy weer eens sal verstaan dat God is. Hy exist van die ewige verlede tot in die ewige toekoms. Met ander woorde, as God sê, dit gaan gou gebeur, dan beteken dit gaan gou gebeur in God se tyd. Nie in ons tyd nie. Ons tyd sê gou, beteken dit moet nou wees. In God se tyd is gou, ons weet nie hoe lank die, tot hy dit bepaal het wanneer hierdie gou tot volle verwerkliking sal kom. Maar it will come to pass suddenly. Skielik. Al hierdie dinge wat ons oor praat, die wegraping vir die wat daaraan glo. Al hierdie dinge wat gaan gebeur, gaan suddenly gebeur. Paulus skryf in Korintiërs 15:51 sê hy, ons gaan almal verander word
in 'n oomblik en in 'n oogwink. Klem jou oog knip. So vinnig gaan dit wees. Jy gaan nie kans hê om ekskuus te sê nie. Jy gaan nie kans hê om met jou vrou vrede te maak nie. Jy gaan nie kans hê om jou kinders reg te maak nie. Jy gaan geen kans hê om niks te doen nie. Jy gaan nie eens kans hê om te sê sorry Here, ek is jammer nie. In 'n oogwink, in 'n oomblik, suddenly gaan Jesus kom. Ek wil hê moet daaraan dink. Ons lewe baie maal onverskillig en ons doen wat ons wil en ons lees Bybel wanneer ons wil en ons bid wanneer ons wil en ons gaan kerk toe wanneer ons wil. But suddenly Jesus will come. Christus is die middelaar tussen God en die mens. Christus ontvang die openbaringsplan van God die Vader vir die hede. Ek gaan nou vir jou verduidelik en die toekoms en Christus maak dit aan ons bekend deur sy diensknegt Johannes en dit is opgeskrywe in die woord van God as 'n getuienis. Hierdie bord wat op die hoek staan. Ek verstaan daar is nog steeds mense wat hom nog nie gesien het nie. Die Here het my opdrag gegee om daai bord op te sit en die Here het my die woorde gegee van wat op daai bord staan. Niemand in Randfontein kan sê ek het nie geweet nie. Elke oggend wanneer hy gaan werk en vanaand wanneer hy terugkom, gaan hy lees, Jesus is coming back soon. Are you ready? Elke dag van hulle lewe gaan hulle geremind word dat Jesus kom. En ek bid dat die Gees van God deur daai bord sal werk en in mense se harte sal werk, dat ons ophou sal onverskillig lewe en sal so lewe. Die Bybel sê in Lukas 21, hy sê dat ons waardig geag sal word wanneer Jesus kom. Mense kan stil staan agter. Dit is die werk van die messengers om dit oor te dra aan die gemeente. In die boek Openbaring reveal God die hede en die toekoms deur Jesus Christus en Christus openbaar dit deur sy engel en Johannes wat dit opskrywe die toestand van die kerk. Ek wil hê jy moet iets vanmôre mooi verstaan, kind van die Here. Daar's Openbaring. Daar begin Openbaring. Tot by Openbaring 3 vers 16. Ekskuus, 3 vers 21. Daai eerste 3 hoofstukke is vir die kerk geskryf. Nie vir die sondaars nie, vir die kerk. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. Met ander woorde, die heel eerste ding, die Bybel sê vir ons, dat die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, en hy sê daai ding, en dit wat ek vir jou gelees het, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en dit bewaar, en dit hoor. Die heel eerste ding wat hy van praat, is die opdrag aan die 7 gemeentes. Die heel eerste ding wat God in hierdie openbaring sê van Jesus, is praat met die kerk. Onkorrek wonder hoekom. Daarna lees ons waar die kerk in die hemel is en wanneer die eerste seels oopgemaak word in Openbaring 6. Maar die eerste 3 hoofstukke van die boek Openbaring is die openbaring aan Christus Jesus. Sê vir die engel van die gemeente, die kerk, 3 hoofstukke. Dan beteken dit dat ek somewhere sal moet aandag gee aan dit wat God vir my vanmôre probeer sê. Nie net vir jou nie, vir my ook. Die kerk word heel eerste aangespreek van dit wat die volgende gebeurtenis. Dit word heel eerste aangespreek, want dit is die volgende gebeurtenis wat gaan plaasvind. Ek wil hê jy moet vanmôre een ding mooi verstaan, kind van die Here. Hierdie eerste 3 hoofstukke in Openbaring praat God met die kerk. En dan disappear die kerk. 4 en 5 verduidelik, hoofstuk 4 en 5 verduidelik hoe die kerk in die hemel is. Openbaring 6 tot Openbaring 19 praat God met Israel en met sondaars.
Met ander woorde, voordat al hierdie dinge gebeur, beloof die Here, en daar's baie mense wat glo in die mid-tribulation en die post-tribulation wanneer Jesus gaan kom. Ek glo met my hele wese dat God gaan aan die begin van die tribulation kom om sy kinders te kom al Christus. Hy gaan sy mense wegvat voordat hierdie dinge begin. Die Bybel leer dit vir my. Baie mense is ge-worry en hulle wil nie lees van die seels of van die ding. Jy het nie nodig om te worry daaroor nie, want as jy reg lewe, sal jy nie hier wees om dit deur te gaan nie. Met ander woorde, al lees ek dan nie Openbaring 6 en die res daarvan nie, kom ons leer dan hoofstuk 1 tot 3, miskien uit ons koppe uit, en ons kyk wat is dit wat God vir die kerk sê, wat ons moet doen, om te sorg dat ons in die wegraping gaan wees. Ek praat nou reg met iemand, nee, glo nie in die wegraping nie. Dag, Here. Die Bybel is so duidelik oor die wegraping. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot ek dink 17. In Korintiërs 15:51 sê Paulus, ek deel julle verborgenheid mee. Dieselfde, hierdie openbaringsboek was 'n verborgenheid gewees wat Christus openbaar het. Paulus kom en hy sê, ek gaan vir julle 'n verborgenheid sê, ek gaan vir julle openbaring gee dat die kerk, die mense gaan in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word. Die wat in die lewe oorgebly het, gaan in 'n oomblik verander word. Die wat gesterf het aan Christus, sê Paulus in die Tessalonisense, gaan Jesus saam met hom bring, hulle gaan deur die graf opgewek word in 'n onverganklike liggaam, en ons wat in die lewe oorgebly het, gaan verander word. En ons moet daai ding verstaan, kind van die Here. Ek dink ons verstaan dit, maar die probleem is vanmôre, hoekom die Gees van die Here met ons praat, is omdat ons onverskillig lewe. Jy sê, Boet, ek bid elke dag. Dis kwaai. Ek lees elke dag my Bybel, dis kwaai. Maar daar's dieper dinge as net Bybel lees, met respek gesê, en net om te bid. Iemand sê ander dag vir my, ek bid elke môre die Onse Vader. Ek sê, is great, weet jy wat beteken dit? Verstaan jy die Onse Vader? Weet jy waaroor dit gaan? Dit help nie ek sê resitasie op en dan staan ek op, my skuldgevoel is weg en ek het geen verhouding met God gehad, geen communication nie. Die toestand van die kerk, dit word heel eerste aangespreek, want dit is die volgende gebeurtenis wat gaan plaasvind, die wegraping van die bruid van Christus. Matteus 24 sê, Jesus praat met die disippels en hy sê, daar gaan gerugte van oorlog wees en oorlog. Ons hoor van die gerugte van oorlog en oral in die wêreld is al besig om oorlog plaas te vind. Die oorlog wat nou in Israel gebeur is die Psalm 83 oorlog. Ek praat van 10 lande wat oorlog gewees. Daar was 7 gewees, Iran en Egipte en ek het nou vergeet wat is die derde een. Daar 3 lande gekort. Egipte verstaanlik gaan nou toetree tot die oorlog. Daar bly 2 oor. Nou is daar baie sogenaamde profete op YouTube wat sê dis die Esegiel 38 oorlog. Die Esegiel 38 oorlog kan nie plaasvind nie, want Israel is nie in vrede nie. Maar dit kan die buis wees, dit kan die fundament wees van die Esegiel 38 oorlog. Maar hierdie oorlog gaan ons nie raak nie, kind van God. Jesus kom ons haal. En is great om dit te weet, want vir 'n oomblik, en ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik ook daarin dink, jou lewe gaan in 'n oomblik onherroepelik verander word. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Jy sal nooit weer seer hê nie. Jy sal nooit weer hartseer wees nie. Jy sal nooit weer huil nie. Jy gaan nooit weer stres nie. Jy gaan nooit weer probleme hê nie. Ons gaan regeer saam met Christus as konings en priesters. En weet jy wat, Boeta, ek kan dit nie comprehend nie. Ek kan dit nie vanmôre vir jou verduidelik nie, want ons weet nie hoe werk hierdie goed nie, want ons minds is te klein. Maar Lukas 21 waarsku ons, hy sê, hulle wat waardig is, hulle word gered.
As 'n ander plek wat hy sê, is nie hulle wat sê, Here, Here, wat in my koninkryk ingaan nie. En die liefde van God kom deur sy woord, en hy waarsku ons, omdat ek my kinders lief het. Billy en Sylvia het baie pak gekry toe hulle klein was, baie. En dis nie omdat ek hulle gehaat het nie, is omdat ek hulle lief het. En ek glo nie hulle lyk te bad vandag. En nou kom die Here en hy tugtig ons, en ek wil hê dat julle die laaste 5 of 6 preke, en as julle nie in 'n ry het nie, vra vir my dat ek dit vir jou print. Ek wil hê jy moet kyk na dit. Ek weet nie wat ek volgende Sondag preek nie. En as ons kyk hoe die Here hierdie ding opgebou het na hierdie diens toe van vanoggend, dan sien ek dat God is besig om ons te waarsku. God is besig om ons op te bou en reg te kry vir dit wat gaan kom. Na hierdie dinge, wanneer die volk weggeraap is, wanneer die kind van die Here weggeraap is, gaan ons die Bema oordeel deurgaan, waar ons gaan loon ontvang, en ons gaan die bruilofsmaal hê. Dis in die hemel. Op die aarde gaan die verdrukking plaasvind. Daar's baie mense wat verskil met dit. Baie. En ek wil hê as jy my verskil wil ek hê met jou Bybel bring, en dan gaan ons sit en gesels, maar ons gaan tyd spandeer. Hierdie woorde is opgeskrywe, and it will come to pass, of jy daaraan glo of nie. Vers 3 sê, salig beteken makarios in die Grieks, supremely blessed, fortunate, is hy wat die woorde van hierdie profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Jy sien, kind van die Here, tot hierdie eerste 3 hoofstukke bepaal jy waar jy die ewigheid gaan deurbring. Dit wat jy nou lewe, bepaal wat gaan jy eendag wees. En ek dink dis ook om die Here ernstig met ons praat deur sy woord, want dit is die wil van God dat almal gered moet word. Jesus het nie vir 'n paar mense op Golgotha gesterf nie. Hy het vir almal gesterf. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Almal wat hom aangeneem het, 1 vers 12, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, vir hulle wat in sy naam glo. Dit is die wil van God, dat die mensdom gered moet word, maar dis jou keuse, dis my keuse, of ek dit wil doen of nie. Die kerk of die gemeente of die bruid van Christus word eerste aangespreek. Dit is die volgende gebeurtenis in die plan van God. Christus is die hoof van die gemeente en vermaan die kerk om te lees wat Johannes geskrywe het en om te luister wat hulle gehoor het en dit te bewaar en dit te doen. Ek gaan 'n statement maak, ek het dit daar geskryf. Die kerk is nie op die plek waar die Here hom wil hê nie. Kom ons kyk. In hoofstuk 1 vers 4 kom die opdrag heel eerste aan die 7 gemeentes, die kerk. Terwyl Johannes in die gees was en bid, hoor hy 'n groot stem soos 'n basuin wat sê, kom ek lees dit vir u. Wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. Die 7 gemeentes stel die kerkeeu van die uitstorting van die Heilige Gees, totdat wanneer Jesus ons kom haal, is die kerktydperk. Hy praat met 7 verskillende gemeentes en elke gemeente het sy probleem gehad, maar dit is die probleem wat die liggaam van Christus het van die oertyd af tot nou toe. So ek sê oertyd bedoel ek eintlik van die eerste kerk af. Het dieselfde kerk, die kerkmense het dieselfde probleem gehad, maar ons gaan nou daarby kom. Toe draai ek my om te sien wat 'n stem met my gespreek het, en toe ek omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. Ek gaan dit nou explain. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed wat tot op sy voete hang, gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hare
Sy hoof en sy hare was wit soos wit wol, soos sneeu, sy oë soos 'n vuurvlam, sy voete soos blink koper wat gloei in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in al sy krag. Ek dink Johannes het hom morsdood geskrik. Hy is gewoond aan Jesus, hy het hom altyd op sy bors gelê. Onthou julle toe Jesus op die aarde was. Hy het op Jesus se bors gelê, die Johannes, hy was die disipel van liefde gewees. En toe hy omdraai om te sien wat met hom praat met hierdie groot stem, en hy sien Jesus, toe val hy soos 'n dooie aan sy voete. En weet jy wat, kind van die Here, ek dink as God skielik aan ons 'n openbaring moet gee van Jesus Christus, skrik ek my ook in bekering in. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê, gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, wat is, sowel as wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele. Ek moet dalk net vinnig vir jou verduidelik. Die engele is die boodskappers. Die boodskappers is die predikers van die gemeentes. Daar's baie predikers. Ek as prediker het 'n verantwoordelikheid teenoor God om te sê wat sê God se woord, nie wat ek dink nie, of my eie conclusion maak nie. As die Gees van God nie die woord aan jou openbaar nie, kan jy nie preek en sê, so sê die Here nie. Die 7 sterre is die 7 engele, die messengers. Die 7 gemeentes en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. God praat deur sy seun en deur sy Gees vanmôre aan die gemeentes, aan die kerk. En daar's iets wat hy vir die kerk wil sê, en ek wil dit gaan ons gou deur dit hardloop. Christus maak nou die verborgenheid van die profesie aan die kerk sy bruid bekend. Christus ken almal se werke. God weet waarmee jy besig is. God weet wat jy doen. Christus is bewus wat in die gemeente aangaan. Met ander woorde, God weet wat gebeur in Bethesda. En nou moet ons vanmôre, kom ons vergeet die ander ouens, kom ons kyk na onsself. Kom ons kyk na ons gemeente. Christus is bewus wat in sy gemeente aangaan. Die brief aan die 7 gemeentes spreek van die algemene toestand van die kerk. Die kerk word gewaarsku as volg. Christus sê, ek ken jou werke. Ek weet dat jy jou eerste liefde verlaat het. Stef, kan jy onthou toe ons net tot bekering gekom het? Die alarm gaan af, ek moet nou klaarmaak, maar ek gaan nie. Onthou jy toe ons tot bekering gekom het? Simon, ons kon nie ophou praat van Jesus nie. Ons het gedurig vir almal en vir alles vertel hoe die Here my siel gered het, en daar was blydskap in my siel, Jackie, en ons wou sing, en ons wou speel, en ons wou rejoice, want die liefde van God het my gered. En nou kom Jesus en hy sê, jy het jou eerste liefde verlaat. Jou liefde wat jy vir my gehaat het, die dag toe jy jou hart en lewe vir my gegee het koud geword. En as jy nie kan amen sê nie, sê ouch. En weet jy, terwyl ek na hierdie goed kyk, voel ek so skaam vir myself. Ek het nie meer die vuur aandry wat ek gehad het toe ek 'n jong man was nie. Ek begeer om dit te hê, maar ek het dit nie. Ek weet dat jy jou eerste liefde verlaat het, en ek weet dat die gemeente getroud is met die wêreld. Wat 'n aanklag, kind van God.
As ons kyk na baie ander gemeentes, hulle lewe soos die wêreld. Dan wil ek vra vir onsself, vir Bethesda gemeente, lewe ek soos 'n kind van God of lyk dit of ek deel is van die wêreld? Praat ek soos die wêreld, doen ek soos die wêreld? En ons kan ons hare vanmôre opruk in 'n pim. God sê dit, nie ek. As God sê, jy het jou eerste liefde verlaat, dan moet ek introspeksie vanmôre doen, en kyk, het ek regtig my eerste liefde verlaat? Dien ek God nog soos ek hom gedien het, toe ek net my hart vir die lewe vir die Here gegee het? Lewe ek soos die wêreld? Praat ek soos die wêreld? Die kerk word beskuldig dat hulle valse leerstellings aanhang. Wat is 'n valse leerstelling? Ek gaan jou net 'n idee gee en dan moet jy by die huis daaroor gaan dink. Paulus sê in Galasiërs 1, hy sê, as enige iemand iets anders verkondig as wat ek aan julle verkondig het, laat hy 'n vervloeking wees. Met ander woorde, ek moet gaan kyk, wat is dit wat Paulus gepreek het? Wat het Paulus gesê? Kom ek vir jou sê, kinders van die Here, in baie Pinksterkerke is daar valse leerstellings van pastore wat verkeerde goed verkoop. Ek praat jare terug met 'n ander ouetjie. Hy sê, pastoor, my dominee sê. Ek het nie 'n saak wat 'n dominee van pastoor sê nie, God sê. En as God sê, jy het jou eerste liefde verlaat, en as God sê, dat jy lyk soos die wêreld, en as God sê, dat daar's valse leerstelling, daar's verkeerde goed wat jy glo, wat jy dink teologie is. Dat hulle nie volkome voor God wandel nie. Nou moet ek myself vanmôre vra, kind van die Here, wandel ek volkome voor God? O mannetjie, nou kan ek ook nie kom try wise raak nie, want God sien dwars deur my. Wandel ek volkome voor God? Die kerk word dringend gewaarsku om hulle te bekeer en hulle word raad gegee wat om te doen. Die laaste kerk, die kerk van Laodicense, is die lauwarm kerk, die menseregte kerk. Mense bepaal en mense besluit wat hulle preek en hoe hulle kerk hou en wat hulle doen. Menseregte kerk. Jy mag nie sonde preek, dan word jy bly die gemeente weg. Jy mag nie hard preek soos vanmôre nie, volgende Sondag is die helfte weg. Die menseregte preek. As jy te hard preek, bly ons weg. As die band nie mooi speel nie, bly ek weg. As dit gebeur, is ek nie daar nie. As dit nie so is volgens my sin nie, dan ruk ek my hare op in 'n pimp. Ons wil hê alles moet volgens ons wees, maar ons verdra nie dit wat in ons lewens gebeur nie. Was jy tog maar warm, sê hy. Maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Dis die kerk, die tyd waarin ons lewe. Wees dan ywerig en bekeer jou. Maar nou sê hy in hierdie laaste paar verse van hierdie, ek wil amper sê van hierdie doodsnikke van die kerk. Hy sê, kyk, ek staan by jou deur vanmôre en ek klop. Die liefde van God roep jou vanmôre, kind van die Here, om naby aan Jesus te kom. Die liefde van God. Want so lief het God die wêreld gehad. En weet julle wat? Die Here verstaan my trials and tribulations. Hy weet wanneer ek depressed word. Hy weet wanneer ek voel ek kan nie meer nie. Hy verstaan dit. Maar ek moet my hart bo alles bewaar. En die rede van dit is dat ek moet huis toe gaan. Laat julle harte nie ontstel word, die sê Johannes 14 vers 1. Laat julle harte nie ontstel word, die glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings.
As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan nog vir jou 'n plek voor te berei, en as ek klaar die plek voorberei, kom ek om jou te kan haal, kom haal sodat jy kan weet waar ek is. Weet jy wat, kind van die Here? Kom ons verdra hierdie, julle kan vir my gaan speel. Kom ons verdra hierdie lewe. Kom ons stry hierdie stryd. Onthou julle 'n paar weke terug het ek gepreek en gesê, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging nie. Hoekom gebeur al hierdie baie dinge met my? Hoekom het ek soveel trials and tribulations? Ek het vir u gesê, omdat God besig is om sy bruid voor te berei. Hy wil jou sterk maak. Hy wil jou vasberade maak. Jesus, kom. Vanmôre staan hy by jou hartsdeur en hy klop. Hy sê, as jy vir my oopmaak, sal ek met jou kom altyd hou en jy met my. Pastoor Steyn, jy kan so lank vorentoe kom. Ek sal dalk dom wees, as jy met hierdie mic gebruik. Dit sal dom wees om te vra, is jy regtig reg om Jesus te ontmoet? Want ons is nie, dan sal daar mos nie hierdie aanklagte teen die kerk gekom het nie. Ek moet vanmôre kyk na my eerste liefde. Ek moet vanmôre kyk of daar 'n leerstelling is wat ek aanhang van something somewhere. Ek moet kyk of my weg voor God reg is. Jesus sê, ek staan by die deur en ek klop, sal jy vir my oopmaak.